This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Wat spioneer jy op my? Spioneer. Lyk my jy het 'n skuldige gewete of iets. Luister, kom ek gaan koffie. Nee, dankie, ek wil huis toe gaan. Ek wil met jou praat oor die oorbelle. Nou ja, wat wil jy hê? Wanneer die dag op die boot, Pico het gesê die res van die geld vir jou gegee. Jy het dit ontken. Ja, en ek ontken dit nog steeds. Hoekom sou hy so iets gesê het as dit nie waar was nie? Ag, ek gaan nie eers jou vraag beantwoord nie. My prokureur het my gewaarsku om nie met jou of jou advokate te praat nie. Ek is 'n staatsgetuie, Dion. En wat jy nou besig is om te doen is om met my getuienis in te meng. En as ek jou by die polisie gaan verklaar, gaan hulle jou in die tronk stop. En jy is voorwaardelik op borg uit, so moet my asseblief nie kwaad maak nie. Luister, jy moet nie vergeet wat laas keer in die hof gebeur het. Ja, oor 'n spul leuns. Leens. Jy seker nie ernstig. Ek gaan nou loop. Net ek sien nie geld om diamantoorringe te koop. Waar kry jy dit? Dit was 'n geskenk. Ek sal dit uitvind. En as jy die res van my geld het, dan gaan ek dit ook uitvind. En dan gaan jy saam met my in die tronk sit. Ag, ek gaan nie verder na jou luister nie. Totsiens. Hallo? Hallo. Hi. Ek 'n bietjie wyn gooi. Dankie. Cheers. 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 Dan ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek en Stoffies is hier om jy wil probeer ompraat oor hy Mary Ann waansin van jou. Ag, jy het my net met haar vasgesit die ander dag. Sy is nie so sleg nie. Dan dit gaan nie oor haar nie. Dit gaan oor die feit dat jy haar nie liefhet nie. Dan kyk na Jeannie. Wat het haar huwelik aan die sak gebring? Almal kan nie so gelukkig wees as jy en Stoffies nie. Dis wat hy vir haar gesê het. Shut up, Stoffies. Ek het gaan ons is saam in die ding. Ek het gesê ons kan vir Dan sê wat ons dink. Ons kan nie vir hom sy lewe voorskryf nie. Okay, dan. Ons vir jou sê wat ons dink. Dankie, Bani. Ek neem kennis. Dan dink jy vir een oomblik Jeannie se huwelik gaan hou. Sy is fanaties oor Olien se geluk. Nee, Dan. Sê vir my reg. Dink jy dit gaan hou? Bani, ek weet nie. Ek weet nie of Virginie bereid sal wees om Hardes te vergewe nie. Maar selfs as skei sy van hom met sterk moontlikheid is, gaan sy soveel letsels oorhou. Dat ek werklik waar nie weet of sy ooit weer sal trou nie. Hardes verneder haar. Alles wat hy doen, breek haar gees af. Ja, en waar gaan jy die dag wees as hy skei? Gaan jy haar help? Jy gaan getroud wees met Mary Ann. Hoekom kyk almal na my oor Jeannie se huwelik? Wat kom ek dan omtrent doen? Toe, sê jy nou vir my. As ek probeer inmeng het, so julle hele gesin julle rug op my gedraai het. Ek het gedoen wat ek kan doen. En nou moet ek vir 'n slag na my eie lewe omsien. Jong, ek het jou gewaarsku. Ag man. Hy het net sy muur verloor omdat hy self onseker is al. Hardes, ek wil met jou praat. Ons kan nie so aangaan nie. Wat wil jy hê? Jy het met Jeannie gepraat. Ek het jou gesê ek kan nie. Ek het jou tyd gegee tot vandag, Hardes. Die tyd is nou om. Hardes, ek waarsku jou, ek het geen keuse nie. Dit gaan vir my bitter onaangenaam wees, maar as jy nie vandag met haar praat nie, dan gaan ek. En wat gaan jy daarmee bereik? Sê my. Toe ek en jou oor Rolien gepraat het, het jy gesê jy sien kans om 'n ander vrou se kind groot te maak nie. Sê nou jy gaan praat met Jeannie, sy skei my. Wat dan van Rolien? Ek sal haar nooit prys gee nie. Jy gaan nie 'n keuse hê nie. Die hof sal haar onder hierdie omstandighede nooit, maar nooit vir jou gee nie. Alles het in my lewe begin verkeerd loop, die dag toe jy daar ingestap het. Sies tog, asof ek die verhouding begin het. Hoekom kry jy nie 'n abortus en raak ontslaaf van die kind nie? Hoekom reël jy dit nie? Ek ken geen dokter nie.
Hoekom vra jy nie vir Daan laat te gaan? Voor hy alreeds geweier het. Hardis, ek is nou op pad. Ek wil nou weet. Moet ek met Jeannie praat of sal jy? Kom, wil jy gaan moeilikheid maak? Met ander woorde, jy gaan nie. Nee. Dankie. Dan gaan ek. Naomi, asseblief. Geef my net tyd tot die naweek, asseblief. En sy moontjie. Ja, en vir die babietjie? Ja, sy. Jy is Jeannie Breitenberg. Ja, Ek is Naomi Kutse. Ek is 'n kollega van Hardis. aangename kennis. Kom, ek wil met jou praat. Ek verstaan nie. Jy sal nou verstaan. Kom. Ek is die ander vrou in jou man se lewe. Jy het nie van my geweet nie, het jy? Ek dink nie ek begryp nie. Vrou Breitenberg. Ek verwag jou man se kind. Ons het al vir 6 maande 'n verhouding aan die gang. Verstaan jy nou? Jy en Hardis. Ja, ek en Hardis. Ek glo dit nie. Ek glo dit nie van Hardis nie. Jy kan hom met die tyd self vra. Of beter nog, vra vir dokter Daan laat te gaan. Hy sal my toestand kan bevestig. Jy sal hom seker glo. Wat probeer jy nou eintlik bewys? Hoekom vertel jy al hierdie dinge vir my? Ek sou dink jy het ook 'n belang daarbey daarom. Mevrou, ek het ook vir jou kom sê, dit is Hardis se kind. En daar's geen manier waarop hy sy verantwoordelikhede gaan vryspring nie. Dis al. Wag 'n bietjie, hoe kan jy bewys dis Hardis se kind? Vra hom. Net 'n oomblik. Los my. Hallo. Werk pa nie vandag nie? Ja, die hof het vroeg vandag, toe besluit ek om huis toe te kom. Ek het net van Colleen by die winkels raak geloop. Ek hoop nie jy het met haar gepraat nie. Ja, ek het. En ek is seker sy het die geld. Dion, ek het jou gewaarsku om weg te bly van daardie vrou af. As sy gaan kla, is jy in groot moeilikheid en dit kan ons saak glad nie goed doen nie. Pa, luister, ek het daar toevallig by 'n juwelierswinkel raak geloop. Sy het 'n paar diamantoorbelle gekoop, net sulke bulle. Waar kry sy die geld? Maar Dion, alle vrouens koop juweliersware. Ek hoop nie jy daarvan iets beskuldig nie. Ons het woorde gehad. Kyk Dion, ek en advokaat Beyers doen ons bes vir jou. Moet in hemelsnaam nie iets doen wat dit kan benadeel nie. Al wat Annette Colleen hoef te doen is daar die telefoon op te tel en te bel. Dis al. En dan stort ons hele saak soos 'n kaarthuis in mekaar. Daar is niks waaroor regters so sterk voel as mense wat met getuie inmeng nie. Nou, hoekom wil jy haar nou 'n stok gee om jou mee te slaan? Omdat ek in elk geval tronk toe gaan as ek niks doen nie, pa. Dion, moenie die lewe vir jou pa nog moeiliker maak as wat dit reeds is nie. Luister wat hy vir jou sê. Weet maar hoe bang is ek om tronk toe te gaan. En as Annette Colleen die verkeerde storie in die hof vertel, dan klink dit in elk geval soos moord. Ek is bang, ma. Ek weet, my kind. Hallo. Hallo. Amper alles is klaar. Het jy die glaas van die drank bestel? Alles is gereël. Môre die tyd is jy my man. Is jy bly? Natuurlijk. En jy? Natuurlik. Is daar iets wat jou pla? Natuurlik nie. Luister, Henriette, kom my help aantrek. Bob, kom hier na toe. Jy moet 2:30 by die kerk wees, nie 'n minuut later nie, maar... Nee, Annie het my al 100 keer gesê wat al die reëlings is. Net nie iets moet verkeerd gaan nie. Het jy genoeg stoele en tafels gekry? Alles is gereël. Dan gaan jy vanaand nog saam met my pa op die lughawe te kry. Vlug 373 08:30. Sien ek uit my kop uit. Jy gaan van hulle hou. En weet jy wat nog? 3 tydskrifte en 4 koerante se fotograwe kom môre om foto's te neem. Wat sê jy daarvan? Wie se idee was dit? Ja, dit is natuurlik. Is nie elke dag dat een van hulle modelle trou nie. En weet jy wat nog? Jean Patou wil 'n modeartikel met my doen in Parys. Jy begin 'n groot naam op vir jouself. Dit is net 'n week daarna terug. Ek gaan jaloers wees. Wie weet, daar gaan ek saam. Stel jy? Dit is wonderlik.
iemand hier. Ek weet dis iemand hier. Kom uit. Hallo, Wat ek hier gekom. Met jou kar. Nee, drink. Ek gaan gou die badwater laat inloop. Jy sal weet of as jy gevat het. Hardis het jy al vir Jeannie gesien? Sy weet Hardis, ek het haar gesien. Ek wou huis toe gaan. As jy klaar gebad het, ja. Dankie jy minstens huis toe gekom. Ek kan verduidelik. Ja, ek is seker van jy kan. Gee my net 'n kans, Jeannie. Dis 'n lang storie, ek kan verduidelik. Moenie jou tyd mors nie, Hardis. Daar is sekere dinge wat 'n mens nie kan verduidelik nie. En skynheiligheid en bedrog is twee, so spaar jou asem. Wat het sy vir jou gesê? Gaan vra haar, ek het nie nou die krag om dit. Wat sy ook al gesê het, sy lieg. Hardis, ek stel nie belang nie. Ek stel nie verder in hierdie huwelik belang nie. Nie in jou of jou leuns of jou veragtelike lafhartigheid nie. Toe vat jou goed en gee pad uit hierdie huis uit. Nee, ek kan jou nie 'n rede gee om my te dagvaar nie. Wel, dan loop ek. Kom, Rudy. Oei, as jy wil trous, doen dit. Dan jy los my kind hier. As jy hier wil uitloop, dan doen jy dit alleen. As jy my wil skei, Jeannie, dan gaan jy beklei vir Rolien. Dit sê ek jou. Hardis, as Naomi Kotse jou kind verwag, kan jy nou al opgee. My pa's nie verniete advokaat nie. Hy sal jou in die hof vernietig. Wonderlik. Sien jy hoe gaan Naomi bewys dis my kind? Hoekom moet ons as barbare vir Rolien te kere gaan? Dis ek nie, dis jy wat haar van 'n pa wil wegvat. Jy is 'n hartlike mens. Ek wou dit nooit erken nie, al het almal dit vir my gesê. Jy is 'n hartlike lafaard. Jou woordeskat is pragtig, né? Ek gaan nou ry, Hardis. Voorlopig los ek vir Rolien by jou. Voorlopig. En asseblief, as jy jou kind liefhet, pas haar op.
Ek kan nog altyd beter oppas as jy. Dis jy wat van die begin af hierdie verhouding probeer opbreek het. Dis jy wat hierdie sieklike verhouding met haar laat gaan gehad het. Jy het my belieg. Jy het die bal gedruk om my te bedrieg. Wie is jy om klippe te gooi, man? Wie is jy? Jeannie, Kan ek jou oomblik sien? natuurlijk. Ekskuus, ek is jammer, ek is ontydig. Jy is nooit ontydig nie, kom. Wat is fout? Dan sal jy vir een keer in jou lewe eerlik wees met my. Asseblief, dis my verskriklik belangrik. Wat is dit? Verwag Naomi Kutse 'n harde se kind. Asseblief, ek moet weet. Waar kom jy dan? Sy het my gesê. Sy is swanger, ja. Maar wat harde se kind is, weet ek. Hoe lank gelede was sy by jou? 'n week. En 'n week weet jy al en jy sê my nie. Ek het nie geweet of dit harde se kind is of nie. Jy het geweet. Dan, jy wat gesê het jy's lief vir my. Hoe kon jy my so in die duister gelaat het? Hoe kon jy? Dan wat is besig om met ons twee te gebeur? Ekskuus, ek het nie bedoel om. Ek is jammer. Ek is net op pad uit. Ek hoop jy en Marianne sal baie gelukkig wees. Nou? Ag, is sommer iets. Swaar is jou besigheid. Marianne stuur jou skouerruiker. Sy sê, moet dit vir jou op aansit. Wat van 'n dop vir 'n bietjie meer koerasie? Dankie nie, nou. Skak, al wat nou nog moet gebeur is dat jy Junie moet help met die skikkingsooreenkoms. Pa, ek wil net vir Roeline, dis al. Maar daar is mos geen probleem nie, ons gaan wel haar nie. Maar pa ken nie vir Hardes nie, hy sal haar nooit laat gaan nie. Hierdie keer het hy nie met 'n vrou te doen nie. Hierdie keer praat hy met my. Ek gaan saam. Stoffies. Jy's in geen toestand om handgemeen te raak nie. Met ouens soos hy reken ek sommer gou af. Ek gaan. Stoffies. My pa is mans genoeg om self met Hardes af te reken. Stoffies, ek en my pa sal gaan. Hardes is bang vir hom, hy sal nie moeilikheid maak nie. Jenny, ons mors tyd. Kom ons ry. Pa! Kyk 'n bietjie. Dion, ek en Jenny is op pad. Ek het nie nou tyd nie. Ek slaan na kyk as ek terugkom. Dat my kind. Sterkte hoor. Wat is dit, Dion? Naomi, jy het geen reg gehad om 'n huwelik met Jenny te gaan staan en verwoes nie. En ek sê jou nou hier. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan polisie toe gaan, jy kan hof toe gaan, jy kan duisende dokters kry om vir jou te getuig. Maar ek gaan nie met jou trou nie.
Nou wat het jou besiel om met haar te gaan praat? Ek het vir jou gesê ek sal haar vertel. Maar nee, jy het mos daarop aangedring om 'n gemors van alles te maak. Nou kan jy maar die gevolge van hierdie hele seksspel self dra. Nou, Oomie, kyk. Ek het nie tyd om met jou te radikaal oor 'n saak waaraan niks gedoen kan word nie. As jy enigiets vir my voel, bel asseblief vir Ginny en sê vir haar jy het gelieg. Ek het nie tyd om verder met jou te praat nie. Ek sal jou later weer bel. As jy gekom het om vir Rolien te kom haal, vergeet dit. Vergeet dit. Waar is Rolien? Laat ons nou hierdie saak vir eens en vir altyd uitpraat.